vir o Jakob en jou vermeerder o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het by jou naam geroep, jy is myne. Dan wil ek vir jou saam lees in Johannes, die 10de hoofstuk, hy sê daar in die 3de vers, hierdie baie bekende woorde, hy sê, vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem. En hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie. Ek vanaand na u toe kom en kan sê, Abba Vader, want u is ons Vader. Dankie vir die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanaand bid, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat die vanaand sal inkom in ons harte sal raak. Here, kom vou ons toe met die liefde en die genade, en dat ons vanaand sal hoor en verstaan, wat die vanaand vir ons sê. Ons my gebed in die kostbare naam van Jesus, en ons dank u daarvoor, in Jesus naam. Amen en amen. Ek wil vanaand so met jou praat oor, hy ken jou naam. Baie bekende gedeelte in die woord van die Here, en ons allemaal kan sê, pastoor, ons het al hierdie preek gehoor, ek wil vanaand een beetje een ander twist gee. Ek wil vanaand so 'n bietjie praat oor, hy ken jou naam. Jy sien, het maak nie vanaand saak waar ons is nie, ons allemaal wil op 'n stadium ons naam genoem word. Ons allemaal wil op 'n stadium hoor, ons is belangrijk. En een van die grootste dinge wat my geweldig pla is dat mense baie keer in die kerk sit en hy sê, pastoor, ek is net 'n nommer. Dit pla my. Want jy sien, 'n nommer maak nie saak nie, maar 'n naam maak saak. Baie keer sê mense op my pastoor, dit voel ek beteken niks nie, ek is net nog een, ek wil vanaand vir jou sê, jy is kosbaar en waardevol vir die Here. Jy is nie net 'n nommer nie, jy maak saak. Kyk gou vir jou langs en sê waarom jy maak saak. Die Here is koud en die Here is nie lekker om uit te praat nie, en die Here is nie lekker om rond te beweeg nie. Maar ek wil net vanaand verstaan, jy maak saak. Want jy sien, hierdie het my nog getref en ek daarom gaan sit en dink, dat Jesus loop by die stad uit en hy so pad ergens heen. En daar's 'n man met die naam van Zacchaeus wat vinnig in 'n boom klim. 'n man wat nie geken was deur Jesus reg nie. En ek glo nie Jesus geken reg nie, maar hy wou sien hoe hy lyk. Hy wou net sien dat hy, laat hy kan sê, jy het hier met die wonders en tekens gedoen het, ek het hom gesien. En die Bybel sê, hy klim in 'n wille boom en hy sit en wag vir Jesus om verby te kom. Hy sit net en wag om hom te sien. Hy sit net en wag om te kyk. Hoe hy lyk. Maar die Bybel sê dat toe Jesus daar verby kom, was daar 'n menige skare om hom. Daar was 'n klomp mense wat hom saamgedrom het. Klomp mense wat hier hom vastgedruk het. Klomp mense wat probeer het om hom aan te raak. En klomp mense wat wil kyk wat hulle van hom kan kry, maar hulle het nooit geweet wie hy is. En die oomblik toe ek hierna gaan sit en kyk, toe sien ek dat hierdie man sonder enige aansien, sonder enige angste, die ou wat in die boom sit, wat die skare nie herken nie, dat Jesus by hom kom stilstaan en opkyk en sê, Zacchaeus, klim af. En dit was my interessant gewees, dat hierdie man het Jesus nie geken nie, maar Jesus het hom geken. Het was my interessant gewees, dat hierdie man het daar gesit, net om te kyk, maar God wil meer doen, as net hy moet kyk. God wil in 'n verhouding met hom wees. God wil by hom altyd hou. God wil hulle moet tyd saam spandeer. En dadelik kom het by my op, dis nog ons snaaks,
dat Jesus hierdie man op sy naam roep en vir hom sê, Zacchaeus, klim af. Jy sien, ek het vanaand vir jou sê, dat baie keer in ons lewens is ek en jy ook so. Dit voel baie keer, God praat nie met ons nie. Dit voel baie keer, ons is net nog een nommer. Kan ek vanaand vir jou sê, my woord sê, hy het jou by jou naam geroep. Jy behoort aan hom vanaand. So, die eerste een allemaal. Dit maak my bang. Ek neem dit vanaand hoor, want wie wat, terwyl ek vanmiddag hier aan sit en dink ek by myself, ek wonder, hoe weet jy wat het beteken, as hy sê, jy behoort aan hom. Dit is snaaks as ek as iets aan my behoort, ek is een van die ouens wat daarin glo, om as iets aan my te behoort, sal ek het oppas. Ek sal alles in my vermoë doen om dit wat ek het, of dit wat myne is, te beskerm. Ek sal alles in my vermoë doen om dit wat myne is, te vat en te verdedig. Ek sal alles in my vermoë doen om dit wat myne is, vanaand eerste te stel. En dadelik toe hier aan gaan sit en dink, toe kom het by my op, dat het is nog ontsnaaks, dat net soos wat jy by jou naam geroep is, net so die vyand jou ook 'n naam te gee. Ons almal ken 'n nickname, nou, jy weet, wat noem hulle dit, 'n bynaam. Jy weet, ons ken ons daai ou is Piet Radkas, en daai ou is, julle weet waarvan ek praat, ons het ons byname vir mekaar, ons ken mekaar baie keer meer op jou bynaam as iets anders. Ek het eendag toe, praat ek met die ou, en die ou sê vir my, sy naam, en ek dink, yes, maar dit kan nie jou naam wees nie. Ek sê vir hom, is jy nie, jou regte naam, ek sê, nee, dis ek 'n naam wat hulle my noem. Jy weet maar, ek is so gewoond aan die naam, almal ken die naam, almal ken my bynaam, en dadelik kom het by my op, dat daar baie mense is, wat geken word aan 'n naam, wat nie syne is nie. Ek weet nie vanaand van jou nie, maar ek sal nie reageer, as hulle vanaand vir my roep Koos nie. Ek sal nie reageer, as hulle my vanaand roep, op 'n naam, wat ek nie by my bekend is nie. Ek sal nie vanaand reageer, as iemand my sê, met my sit en praat, of my sê Koos nie. Nou, ek moet lieg. Baie keer kom dit so dat ek besig raak, of ek is tussen mense, dan sal Mornay vir my sê, Pa, Dad, Pa, Pastoor, en die oomblik as hy sê, Pastoor, kyk ek kom. Want ek is gewoon daaraan, hulle noem my Pastoor, en hulle altyd doen my kleinkind dieselfde. Opa, Pastoor, hy sê, Pastoor, toe kyk ek kom. En dadelik dink ek, wow, hierdie is nie eers my naam nie, hierdie is nie eers wie ek is nie, maar ek reageer op dit wat hy my roep, en dadelik kom dit by my op, is nog ontsnaaks dat die vyand het ons name begin gee. Hy het vir jou gesê, jy is waardeloos. Hy het vir jou gesê, jy is nie goed genoeg nie. Hy het vir jou gesê, jy gaan dit nie maak nie. Hy het vir jou gesê, jy is 'n probleem. Hy het vir jou gesê, jy het nie die krag nie. Hy het vir jou gesê, jy is 'n swakkeling. Kan ek dit vanaand vir jou sê, ek reageer nie meer op dit wat die vyand oor my uitgespreek het nie. Ek reageer op die naam wat God my geroep het. Dis nog ontsnaaks dat ek sien in die Bybel 'n paar plekke waar mense se name verander is. Het jy al gesien in ons kerk is 'n paar Johanne. Ek dink as ek reg so vinnig reg kan tel is omtrent 6 of 7 ouens wat Johan genoem word. So, dis nog 'n probleem om te sê Johan, sal jy vir ons afsluit. Want as jy sê Johan, dan julle verstaan. So wat ons moet doen is ons moet baie keer iemand se naam en sy van sê.
Ons moet baie keer sy naam sê, of ons moet hom 'n bynaam begin gee, wat makliker is. Ek het daar gaan sit en dink, maar is nog ons snaaks dat ons baie keer nie reageer op dit wat ons naam genoem word nie. Snaaks, ek gaan kyk na Simon. En Jesus het saam met Simon genoem, Simon, en hy het vir hom gesê, Simon Bar-Jona. Wat beteken Simon? Seun van Jona. Maar toe Jesus hierdie Simon, seun van Jona, vat en saam met hom 'n pad begin loop, toe verander hy sy naam na Petrus toe. Dis nog ontsnaaks dat Jesus, of God die Vader, Jakob gevat het, en die oomblik toe hy met hom ontmoet, toe verander hy sy naam na Israel toe. Dis nog ontsnaaks dat God Abraham gevat het, en die oomblik toe hy daar die persoon word, wat gehoorsaam is te sê, jy's nie meer Abraham nie, jy's Abraham. So hy verander sy naam, en dadelik vraag ek myself die vraag op, ek wonder hoekom sal God sy naam verander, en God sê vir my, om klaar te maak met sy verlede. Dis dalk wie hy was, maar dis nie wie hy vanavond is nie. Dis dalk wie hy was, maar ek het hom 'n naam gegee, wat hy sal ken, tot in alle ewigheid. Ek wil dit gou hoor vanavond, want hy sê hier so, my skape luister na my stem, en hy roep sy skape by hulle naam. Ek het 300 skape, bestaan ek nog 300 keer. Ek het 'n paar van hulle name gegee. My ram se naam was Frans. Was die oude Frans naam, wat ek die Frans op sy neus. In enige plek waar ek instap, kan ek Frans onmiddellik sien, want hy het 'n manier. Hy het my baie keer gestap, my het my skoene uitgestap baie. En dan was daar 'n paar ooie wat ek geken het. Een van hulle se naam was moeilikheid. Want hy sê, as daar 'n skaap weg is dit moeilikheid. As daar een is wat nie met die trop is nie, is dit moeilikheid. Dan is dit daai ene wat met die moeilikheid gee, en ek het dan nader aan die naam van moeilikheid gegee. En is nog ontsnaaks dat, 'n ander ene het ek 'n krippel genoem. Wat is nog ontsnaaks, sy het niks bekeer nie. Daar was geen infeksie in haar lyf nie, daar was niks gewees nie, maar daar het 'n bosluis tussen haar 2 twintjies vastgesit. En terwyl daar die bosluis daar sit, het sy krippel genoem. En ek het baie keer, dan kom ek by die skaap en kyk ek daar en dink ek, wat waar? Vat ek maar met die littles, karolie, smeer ek het aan, val die bosluis af, dan is het nie 'n week nie, dan is skaap bekeer niks nie, maar loop sy weer krippel. Dan dink ek, rarig, wat is aan die gang? En weet jy wat? Ek het 'n paar skape so geken, maar nie 300 nie. Kon nie vir elkeen 'n naam gee en hulle uitken nie, want hulle het te veel gelyk na mekaar, want hulle almal was vleismerinos. So, ek kon nie vir hulle almal 'n naam gee nie, maar ek het geweet hoeveel skape daar is en wie hulle is. Maar nou sê hy hierso, my skape ken my stem en ek roep hulle op hulle naam. Kan ek maar vanavond vir jou sê, jy het 'n verhouding nodig om te weet dat hy jou naam ken. Jy het 'n verhouding nodig om te weet wat hy jou noem. Jy moet in 'n verhouding met God wees om te weet wat jou naam sy mond is. So ons naams Matteus 7 kom hulle op en sê, Here, en dan moet ons duivels uitgedryf, siekes gesond maak, krempels wat loop, blindes wat sien, dowes wat hoor, en kyk vir hulle en sê, van wat van my af, want ek ken jou nie. Ek wil begin klaar maak, want jy sê, hierdie het my begin pla. Dis maklik om te sê, ek is 'n kind van God. Dis maklik om te sê,
pastoor die Bybel sê, hy roep op my naam. Jeremia 1 sê in die woorde, hy sê, van voordat jy in jou moeder skoot gevorm is, het ek jou geken. En daarom kom het by my op, it takes a relationship to know someone. Vat baie keer meer as net 'n gebed. Ek het op baie maal het ek gegaan, dan probeer ek iemand leer ken. Ek spandeer tyd in hierdie persoon en ek probeer alles van hom weet wat ek menslik moontlik kan onthou. En as het snaaks dat hierdie ou kan wegraak in die crowd, maar ek sal nie sy naam vergeet nie. Ek is een van die ouens wat ek dank die Here vir daai voorreg, ek kan 'n naam onthou. Baie keer dan loop ek hierdie persoon rond, raak in die dorp of wat ook al. As hulle vir hom sê, hey Abri, hoe gaan het? Hey Johan, hoe gaan die jou? En die kans wat sê Johan, maar as hier is nie. Hy mag verkeerd wees. En daarmee toe kom ek agter. Ek is meer as 'n nommer. Ek is meer as net nog een. Wat die Bybel sê, jou skape word by hulle naam geroep. Ek weet nie vanaand van jou nie. Ek het oor gaan sit en dink en ek het iets besef dat toe Dawid gesal was as koning, het Samuel by die huis aangekom en gesê vir Isaïe, is hierdie jou seuns? Hy sê, ja, dit is almal. Soos hulle ingekom het God gesê, nee, dis nie hy nie. Nee, dis nie hy nie, nee, dis nie hy nie. Toe almal verby is toe, sê Samuel is nog nie ergens nog seun. Jy sien, ek wil net vandag hoor, God maak nie foute nie. Hulle sê, jong, daar is enige in die veld, maar hy pas die skaap op. Hy sê veel meer werd nie, hy laat net om met sy hart te sit bespeel en na die skape te kyk. Hy is die een wat vergeet is, hy is die een wat agter in die lyn staan. Samuel sê, sal jy opbring. En die oomblik toe hy instap, toe sê Samuel, dis hy, Dawid, dis hy. Hierdie begin my hart te roer. Partymal voel jy, is net 'n nommer. Partymal voel jy, God het van jou vergeet. Dis 'n reg. Partymal voel jy, ek wonder of God nog aan my dink. Wonder of God nog 'n plan het vir my lewe.
Ons voel baie keer ons kan opgee, van wat maak het saak? Maar my Bybel sê, hy ken sy skape by hulle naam. En daarom kom het my op, hy kan net jou naam ken, as jy die verhouding is met hom. Hy kan net jou naam ken as jy reageer op sy stem. Ek weet nie of jy al gesien hoe werk het as herders skape roep nie. Daar kan 4 of 5 herders wees en op dieselfde veld staan. Met dieselfde plek sit en saam te hulle kuier, saam te hulle eet. Dan loop hy skape so die mekaar, jy sal nie sê wie is wie nie. As die herder uitstap en hy gee sy fluit of hy maak sy geluid of hy doen iets, dan sien jy al sy skape beweeg weg in die krop uit. Hulle kom na waartoe hulle geroep is, en hierdie het my getref. Want God het jou geroep, maar die vraag is of jy al begin beweeg het in die groep uit. God has called you by your name. Jy kan vanavond in die kerk sit en God sal sê, ek ken jou. Hoor wat jy sê. Jy kan vanavond tussen mense wees en niemand sal jou ken nie. En sal God sê, daai is my kind. Ek het hom by sy naam geroep. So ek wil vraag, elke hoof gebuig, elke hoof gesluit. Wil jy iemand met rondkyk verhaal nie? Ek weet nie hoekom nie, my Here druk het op my hand, om vir jou te sê, jy is nie vergeet nie. Hy het nie van jou vergeet nie, hy gaan jou nie los nie. As jy vanavond hier sit en sê, Here, ek wil nie net nog 'n ander wees. Ek wil nie met my by my naam roep. Ek wil ek hier met die hand opsteek na God toe. Ek wil saam met jou bid vanavond. Het is vir my so belangrik dat jy sal verstaan. It's a choice. Wat help het ek roep jy op jou naam vanavond en jy reageer nie? Wat help dat jy bly tussen die drop? As ek jy op jou naam roep, jy kom nie nader nie. God sê, luister na my stem. As jy hand opgesteek het, sal jy saam opstaan. Ek wil graag saam met jou bid, asseblief. Ek is meer as 'n nommer. Ek is meer as net nog een. Ek behoort aan die Here. En hy ken my naam. So die Skepper wat hemel en aarde gemaak het, die een wat die sterre in die uitspansel gegooi het, die een wat die see afgemeet het, met sy hande, die een wat die berge gevorm het, met sy vuur, met sy hande, is dieselfde een wat vanavond sê, jy is nie vergete nie, ek ken jou naam, ek ken jou.
Onse Vader, wat in die hemel is, kom vanaand na U toe, Here. En ek is so bly dat ek hoef nie myself eers bekend te stel aan God nie, want hy ken my naam. Hy het my in my moeder skoot gevorm. Hy sê ek het jou geken van voor jou geboorte af. Ek ken jou en ek ken jou naam. Ek het toch nie opgegee op jou nie. En het jy weghardloop, en het jy draai gaan loop. God sê, ek ken jou naam. Here, ek wil vanavond bid en vra, maak my ore oop te hoor. Maak my verstand oop om te luister. Dat as God vanavond my naam roep, dat ek sal uittree uit die groep uit. Dat ek sal terugstap na my herder toe en ek is bly. Dat David skryf in Psalm 23, die Here is my herder. Ek is so bly dat hy nog steeds my naam ken. Here, ek wil die loof, wil die prijs en ek wil die verheerlik. Ek wil net dankie sê, Here, vir wie U vanavond in my lewe is. Aan die kom toe, aan die lof en aan die eer. En al die aanbidding van ons harte, in Jesus naam. Amen, en al die kiesit dat U neem. Ek wil afsluit met die laatste gedagte. Maar ek is gewoonlik baie ernstig met die laatste gedagte, maar vanavond die grap te maak. Hierdie ouens sit op hulle spak. En hy skree ou van agteraf, Piet! Dan sukkel hierdie ou reg om te kom, dan kyk hy so op. Dan staan en kyk hy wie het hom geroep. Dan sit hy. Net as hy dan sit, dan skree iemand, Piet! Staan hy op. Kyk hy so terug. Dan soek hy wie hom geroep het. Dan sit hy. En hierdie het aangehou 5 of 6 keer na mekaar. En die ouwe langs op sy sê van jou, ek gaan terugkijk. En as hierdie ouwe weer roep, gaan ek vir jou sê wie dit is. Dit is dus waar. En hierdie ouwe is weer Piet. Die sê die ouwe langs, maar ek weet wie dit is. En kyk so op my sê, ek is die Piet die man. Hou op om my te roep. Ek het vanavond hierdie grap met die rede vertel. Lang genoeg in die duivel jou omgeroep. En het gereageer. Al is dit nie as jou naam. Dit het tyd geword om te sê, ek sal net reageer op die stem van die een die my herder is. Want my roep op die naam wat hy my gegeet. En naam. Soms gaan we opstaan voor een laatste lied, dus ik ga het even voor aan de zin van blijven. We
to love without you. Everything that is for you. Things that you never found out. From the cloud you are the one. You are the one. We're living more. We'll sing. We will